my voorreg vanmôre om met my oud collega's doen, die Rudy Booyens en sy klein seun saam met ons lê. Rudy, welkom. Ek wil met jou deel gedeelte daar in Lukas 18. Dis nie 'n gewilde onderwerp nie. Ek moet jou nou waarsku. Waarsku, sy sê nie goed so nie. Dis nie 'n gewilde onderwerp nie, maar daar moet oor gepraat word. En dit is waarom het nodig is vanmôre in hierdie geleentheid. Lukas 18 vanaf vers 9. Hy het ook met die oog op sommige wat op hulle self vertrou, dat hulle geregverdig is en ander verag hierdie gelykenis vertel. 2 manne het na die tempel opgegaan om te bid. Die ene fariseer en die ander 'n tollenaar. En die fariseer het gaan staan en by homself so gebid: O God, ek dank U dat ek nie soos die ander mense is nie, rowers nie, onregverdiges, egbrekers, ook soos hierdie tollenaar. Ek vas 2 keer 'n week, ek gee tiendes van alles wat ek verkry, en die tollenaar het ver weggestaan en wou selfs nie eers sy oë na die hemel ophef nie, maar het op sy bors geslaan en gesê: O God, wees my sondaar genadig. En Jesus antwoord en sê: Ek sê vir julle, die laaste een het regverdig na sy huis gegaan, eerder as die eerste een, want elkeen wat homself verhoog, sal verneder word, en hy wat homself verneder, sal verhoog word. Ek wil gesels vanmôre oor die gevaar van hoogmoed. Nou, ek weet niemand van julle maak julle self skuldig daaraan. Is niemand hoogmoedig hier vanoggend. Ook ons praat oor die algemeen oor mense wat hoogmoedig is. As jy sulke mense ken, dan weet jy hoe om op te tree en hoe om hulle te benader. Daar's min sondes wat so subtiel en gevaarlik is soos geestelike hoogmoed. Dis nie altyd sigbaar nie. Dit is baie subtiel hoe geestelike hoogmoed manifesteer. Steek op weg agter goeie dinge. Gebed, kerk toe gaan, kerklidmaatskap en al hierdie goeie dinge waar agter geestelike hoogmoed wegkry. Dogma en leerstellings. Dis waar hoogmoed wegkry. En Jesus vertel hierdie gelykenis nie vir die sondaars en openlik nie, maar vir hulle wie hulle self skuldig maak daar. So ek sê, jy ken dalk sulke mense. Hy sê met die oog op sommige wat hulle self vertrou, dat hulle regverdig is en ander verag. Nou dis ernstige waarskuwing. 'n Mens kan tog godsdienstig wees en tog ook verloor. Jy kan deur al die rituele gaan. Jy kan deur al die bywonings en al die klasse en katekisasie en al die goed gaan en nog steeds verlore is. Die selfvertroue van hierdie fariseer is vir ons die eerste waarskuwing wat Jesus vir ons uitlig hierso. Hy gaan tempel toe. Met ander woorde, hy gaan gereeld kerk toe om te gaan bid. Iets wat goed is. So het goeie goede gedoen. Maar by homself het hy nie besef dat hy verlore is en dat hy eintlik meer skade doen aan die koninkryk van God as wat hy besef. Sy gebed het sy hart openbaar. Ek dank U dat ek nie soos hulle is. Jy ken sy gebed. Dank U dat ek nie soos hulle is. Ek vas, ek gee my tiendes, ek doen vir die armes, ek doen vir die gemeenskap, ek doen al die goeie dinge. Ek dank U dat ek beter is as die res van die gemeenskap. Ek is beter as hulle, want ek doen ten minste iets. Hulle doen niks, ek doen ten minste iets. Ek maak 'n verskil. Maar sien, die probleem is hierso,
Dit gaan alles oor homself. Dis wat ek doen. Dis alles wat ek doen. Kyk na my, ek is nou die voorbeeld hierso. Ek loop voor. Plaas dat jy nou ook doen wat ek doen. En die fokus was nie op sy afhanklikheid van God. Want alles wat hy kon doen, alles wat hy kon gee, was genade geweest, maar dit besef nie. Want hy het alles bereik. Hy het alles by mekaar gemaak en hy is beter as hulle. En hoe sien ons dit vandag? Hoe sien ons dit vandag? Ek bly in 'n beter adres as jy. Ek het 'n beter kar as jy. Ek is in 'n beter kerk as jy. Want ons glo die en daai en elke ding. En so is ons daai vergelyking wat ons tref. My leerstelling is beter as jou leerstelling. My kerk is beter as my. My dominee kan mis preek, jou dominee kan preek. En al hierdie goed wat mense, my kinders het 'n beter opvoeding as jou kinders. My kinders is 'n beter skool as jou kinders. Ek weet, jy kan self aflei van môre waar jy hier op pad is. Hierdie vergelykings. My kerk, my dominee, my geloof, beter as jou. Ek sien soos daai sonde. Ek sien soos daai happy klappies. Ons is beter. Ons doen goed reg. Ons is sout van die aarde. Geestelike hoogmoed lyk horisontaal op die oppervlakte. Lyk dit goed. Maar vertikaal in verhouding met God is daar niks. Daar's geen kontak met hom nie. Geen krediet en eer aan hom, wie dit voorsien het nie. Alles wat ek gedoen het, ek bereik het en ek nog gaan doen. En ons vergelyk onsself met ander. Ons voel beter. Ander is swak. Dat is minder as ek. Om 'n goeie beeld van jouself te hê is nie fout nie. Want Jesus is toch beslot van sake gesê, my naaste lief hê soos ek myself lief. So ek moet myself lief hê. As dit fout daarmee nie. Jesus het vir ons gesê. Maar die gevaar nie daar. Ek is 'n kind van God. Ek is 'n kerklidmaat. Ek is meer as 'n oorwinnaar. En ek. Francis van Assisi het gesê, preek die evangelie op elke geleentheid en indien nodig met woorde. Dat jou lewe straal van wie jy is. Jy hoef nie dit te sien. Jy hoef nie uit te basy nie. Ons is baie maklik om onsself te vergelyk. Ons is nie so daai slegte ons daar buite. Hulle gaan nie eers kerk. Kyk, hy sny gras op Sondag. Hy was 'n kar. Ons is beter as hulle. En daai vergelykings. Alles oor myself. Ek is so. En daai evangelie is dood. Dis 'n dooie evangelie. Dis nie goeie nuus nie. Dis inteendeel slegte nuus. Dis alles om my draai en wat ek bereik en wat ons doen. As dit nie van God se genade is. So wat for the grace of God? There goes I. Kyk, ons kan nie fariseer. Die tollenaar. Nederigheid. Hy wil nie eens opkyk nie. Hy het nie eens die moed van sy oortuiging om op te kyk en sê, Here, dankie tog. Hy besef net, ek is verloor. En hy kyk af, en hy slaan op sy bors, en hy bid net een sin, o God, wees my 'n sondaar genadig. Ek weet ek het tekortkominge, ek weet ek meet nie op nie, ek weet ek maak dit nie in die lewe nie, maar Here, wees my net genadig. Ek het geen goeie werke nie, ek het niks bewys nie, ek het ook nie verskonings nie.
Ek gaan ook nie myself probeer vergelyk. Ek is sonde. Wees my net genadig. Hy sien homself nie in die lig van ander nie, hy sien homself in God se. Ek het God nodig. Ek kan nie sonder hom nie. Hy sê ek het sondes nie, ek sê ek is 'n sonde. Oeps. Was nie ek nie. Die gratis betaal nie. Hy kyk nie so rond nie, hy kyk nie rond nie. Hy kyk net af en sê, Here, ek is 'n sondaar, wees my genadig. As nie vir God se genade was nie, het ek nie eens hier gestaan nie. Daar's nie eens hoop vir my nie. Wees my net asseblief genadig. God se oordeel. Wie was die regverdige mens op jou? Die wat uitgestap het. Ons het wees my net genadig. Dis Jesus se oordeel. Dis wat hy raak gesien. Hy het nie selfverheffing gesien nie. Hy het nie die goeie werke gesien nie. Hy het nie beter as ander gesien nie. Hy het net gesê, wees hierdie ou genadig. Wat het gevra daarvoor? Wees my net asseblief genadig. Ek wil nie dat ek meer godsdienstig wil wees nie, dat ek nie meer van die Bybel wil weet nie, nie dat ek, Here, wees my net asseblief genadig en gebruik my nes ek is. Ek is 'n gebroke mens, en ek het God nodig. I'm a little poor person in a big world, but I serve a big God. Regverdigmaking kom nie deur prestasies nie, maar deur nederigheid en geloof. Want Jesus het self gesê, kom leer van my, want ek is nederig van hart en sagmoedig van gees. Leer van my, sê Jesus. Hy het nie rondgeloop en gesê, ek is die seun van God nie. Dis wat die moslems, die Christen vandag so aanval. Bewys my een plek waar Jesus gesê, hy is God. Hy het nie nodig gehad om dit te sê nie, want hy het geweet wie hy is. As jy weet wie jy is in Christus, het jy nie nodig om dit te verkondig nie. Laat die wêreld dit sien in jou en my, dat ons is, wie hy gesê het, ons is. En dat is dit dan gelewe. Elkeen wat homself verhoog, sal verneder word. En wat homself verhoog, sal verneder word. Ons vertel van hierdie staaltjie van 'n Skotse prediker, wat 'n intern gehad het, wat kom preek in die Sondag. Hy's vars uit die Bybelskool uit, hy's opgevuur, opgewarm, hy's van die brand. Hy het gedink, ek gaan vandag hierdie klomp mense 'n boodskap bring. En hy stap op daardie platform met bravade, en hy slaan met sy ou vuisie daar op die podium, en hy begin te preek. En na 5 minute het hy die hele evangelie gepreek, van Genesis tot by Openbaring, in 5 minute. En hy besef toe, ek het droog gemaak. En hy sluit daar van die podium af. En die Skotse prediker kom kry hom na die tyd en sê hom, son, if you went up the way you came down, you would have come down the way you went up. Ag, dat ons net ons afhanklikheid van hom besef. Dat ons net besef, ek is niks en ek het. Jesus sê vir ons per slot van sake in Johannes 15. Sonder my kan julle niks doen nie. En dit is so. Dan kom tye wat ons voel, ek kan wel, dis ons kindertjies, ek sal. Jy kan nie vir my se skoene aantrek nie. Ek sal. Jy kan nie op sy klere aantrek nie. Ek sal. Tot op 'n stadium kom sy nie, maar ek kan nie van môre word. Dan kom hulle tiener stadium. Ek weet alles, pa weet niks. Dan trou hy en hy sy eerste kind kom hy agter, maar ek weet eintlik niks. Dit kan van môre word. Dat ons daai stadium in ons lewens bereik, ons besef, ek is niks. En ek het niks om te bied nie. Ek is afhanklik van vir alles wat ek het en wie ek is, het ek om nodig. Ek dink die wêreld is moe daarvan om te hoor hoe Christene gepresteer het. Ek dink die wêreld is moe daarvan om te sien wat Christene alles bereik het met hierdie wonderlike geboue en die motorkarre wat hulle ry en al die goeders. Dan kyk hulle so rond en sê, is dit Christendom? Is dit wat Christendom doen?
om daai tipe van hoogmoed by mense op te wek. Dan sê hulle nee, ek wil liewer verstaan en staan weg. Die wêreld sê verhef jouself. Gaan kyk op die winkelrakke, P&A en C&A, daai boekwinkels. Dis boeke op boeke op boeke om jouself beter te maak, om 'n beter mens te wees. Min daarvan sê jy het God nodig. Min daarvan sê jy het nodig om verlossing in jou lewe te kry. Kruisig jouself. Dis wat Paulus gesê het. Sê dat hy so slim ou was nie. Hy het net besef, ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef nou in my. En die lewe wat ek nou leef, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my lief gehad het en homself vir my oor. Ek het hom nodig. En dis wat Paulus bereik het wat hy bereik het. Die wêreld sê bewys jouself. Kind van God se loon is eendag wanneer ons by Jesus kom. Ons daai bruiloftafel sit en die kroon wat uitkom. Dis wat ons beloon kom. Ek wil my loon nou hê nie. Ek wil my loon hê die dag wanneer ek by die Here Jesus kom. Nie wees beter as ander nie. Wees net afhanklik van hom. Ek het hom so nodig in hierdie tyd van ons lewe. En die vraag wat ek vanmôre vir jou wil vra is, as jy so agterkom, op een of ander stadium in jou lewe, het daai tipe van selfverheffing sy kop uitgesteek. Dat jy daar vanmôre gaan sê, Here, vergewe my. Vergewe my. Ek rig skade aan in die koninkryk met hierdie gesindheid van my. Ek rig skade aan hierdie dwaasheid waarteen ek vasstaan. Ek rig skade aan die koninkryk deur my selfverheffing en vol van myself. Dat ons leeg sal word van onsself en laat hy vol kom maak. En ons stuur op Pinkster. Jy weet weer Pinkster, vir ons weer Pinkster. En ons weet ons het nie elke keer nodig om te sê, Here, kom maak my vol met die Gees nie. Dis 'n daaglikse kom maak my vol. Net vanmôre weer kom maak net weer kom vul net weer op met u self. Ek het u nodig. Minder van my, meer van u. Dis wat Johannes die Doper gesê het. Hy moet meer word. Ek moet minder word. Meer van hom, minder van my. Meer van hom, minder van my. Ek bid meer vir u, Jesus. Meer van u. Meer en meer en meer van u. As jy regtig eerlik gaan wees vanmôre en besef dat die goede waarmee jy sukkel en stoei in jou elke dag se omgang met mense, gaan jy agterkom wat die fout eintlik is. Ek het die probleem, nie hulle nie. Sien, wanneer ek my gesindheid verander en meer Jesus gesindheid optree, dis wanneer dinge om my begin verander. Ek sien dinge anders. Die wêreld het nie verander nie. Die wêreld is net dieselfde. Maar my uitkyk is anders. My gesindheid is anders. Want ek besef ek het God se genade nodig. Ja, to live with saints above, that's glory. To live with the saints below, that's another story. Fariseer het tempel toe gegaan, as 'n oorwinnaar, teruggekom as 'n verlorene. Die Fariseer het gegaan as 'n verlorene. En Jesus sê hy het uitgestap as 'n oorwinnaar. Dat ons nooit, maar nooit sal vergeet wie ons is in Christus Jesus is nie. 'n Wyse man het eendag besoek ontvang van 'n jong student wat baie trots was op sy kennis. En die probleem vandag is, hoe sê hulle, hoe meer kennis toeneem, hoe minder is daar wysheid. Want hoe vinniger kennis toeneem, hoe minder is daar wysheid, want kennis is tog toegepaste wysheid. Of toegepaste kennis is tog wysheid. Maar hoe meer kennis daar is, hoe minder wysheid is daar. En hierdie ouetjie kom en hy sê, die student het aangehou praat oor alles wat hy bereik het en alles wat hy beleef het en al sy teologie en alles wat hy bereik het in die lewe en al die waarheid en die wyse man luister na hom en sê vir hom, kom ons drink 'n koppie tee saam. Laura het ook tee gedrink. Hy begin die tee inskink en toe hy nog so skink, toe bly hy skink. Die kop
is naderhand vol, en hy loop oor in die perring, oor die perring in die skinkbord. Bly skink in die student sê daar rond vir hom, hop, die koppie kan nie meer hou nie, te sê, maar dit is presies wat jy nou doen. Ek kan nie meer hou wat jy alles praat. Jy is so vol van jouself, ek loop nou oor van alles wat jy van jouself het. My oor is al vol van die grootheid wat jy verkondig is. Word leeg voor Christus Jesus, dat hy jou kan volg. En as hy jou volgemaak het, sal jy meer effektief wees in wat jy doen. Kom ons bid. Here Jesus, ons het besef vanmôre hoe afhanklik ons nie van die elektrisiteit is nie, maar hoe afhanklik ons van U is. Ons kan sonder elektrisiteit, ons kan sonder al die lukshede, maar ons kan nie sonder U nie. Daarom ons dit die môre op sy sit, Here, vir 'n nuwe dankbaarheid in ons harte. 'n Nuwe blydskap oor U in ons lewens. 'n Nuwe opgewondenheid oor dit wat U kan en wil bereik deur ons. Wanneer ons niks geword het nie en U alles in ons kom word. Dankie Jesus vir hierdie onbeskryflike groot genade. Genade onverdiend. Dankie Jesus. Dankie.